Maak saam met my u Bybels oop by die boek van Kolossense 2. Gaan ons daar 'n gedeelte lees en ek wil vanoggend bietjie met jou praat oor transformasie. Sinonieme soos herskep, hervorm, muteer of omskakel, omskep, omtower, omvorm. Dit is alles woorde wat gaan rondom 'n geestelike transformasie, 'n menslike transformasie. Ag, en 'n mens kan dit ook noem 'n gedaanteverwisseling. En ek wil 'n bietjie gedagtes met u deel vanoggend vanuit die woord van die Here uit. So Kolossense kom sê vir ons, omdat julle een is met Christus, is julle ook besny, nie die besnydenis deur mense nie, maar 'n besnydenis van Christus. Hierdie besnydenis bestaan uit die wegneem van julle sondige natuur. So, Paulus praat met die gemeente van Kolossense en hy bring hier 'n gedagte wat gaan oor, as jy saam met Christus loop, is daar 'n fyn operasie wat die Heilige Gees maak, binne in jou siel, binne in jou hart, wat gaan veroorsaak dat die natuur in jou wat heeltyd wil sondig, gaan weggeneem word. Nou, ek wens dat my sondige natuur op die dag van wedergeboorte net verdwyn het. Maar ek raak nog steeds baie keer so kwaad en dinge gebeur wat nie moet gebeur nie. Julle kyk my nou so skynheilig aan, hoor jy, skrikkelik. Okay, ons gaan later terugkom by daai ene. In the English it says, the second piece, Christ by stripping off the body of the flesh. In the Amplified it says, the whole corrupt carnal nature with its passions and lusts. Vat hy weg. So hoe meer ek saam met Christus begin stap, hoe meer vat hy die ou sondige natuur weg. Kom ek probeer so 2 ander gedagtes inrol. Baie van julle se tuine lyk soos die before. Skaam jou. Maar dit is nou winter, of het raak nou winter, so ons tuine lyk nou 'n bietjie chaoties. Maar 'n tuin wat soos die regterkant lyk, iets wat mooi gevorm is altyd aanloklik vir die oog, nê. Nou wie begeer dat sy tuin 'n gedaanteverwisseling moet ondergaan? Okay, julle kan my na die tyd kom sien. Ek en Harold kan vir julle gedagtes gee. Verstaan julle om dit te doen? Maar ek ken ook 'n paar ander ouens hierso wat nogal redelik bedrywig is met groen vingers. Okay. Die mooiheid van om 'n ou tuin te vat en dit in iets nuuts om te skep. Om enigiets wat vervalle is te vat en 'n bietjie moeite te doen en dit te omskep in iets moois in. Ek dink is vir ons almal 'n begeerte. Ons weet net nie altyd hoe om dit te doen nie, of ons het ook nie altyd tyd om dit te doen nie, reg so? Maar baie van julle het die tyd om dit te doen, veral as jy afgetree is. Wie se passie is dit? Karre, om karre te restoreer. Is nogal vrouehande wat ook opgaan, nê? Om 'n ou voertuig te restoreer. Okay, ek het nou 'n Mustang daar opgesit, maar om enige ou voertuig te restoreer, is nogal iets in ons karakter, nê?
En is so mooi om te sien, hoe doen die mense dit vandag? O, my voetes is regtig swak. Ons moet dit upgrade. Maar om te sien hoe hulle vandag, en daar's mos sulke prente op die televisie, wat jy sien, maar hier staan 'n kar nou vir 40 jaar in 'n ou oomie se skuur, en dan haal hulle die kar uit, en dan begin hulle hom te was en skoon te maak, en weer heeltemal te restoreer. En dit is nogal aanskoulik vir die oog om dit raak te sien. Maar as ons na die lewe kyk, dan is daar ook gedaanteverwisselinge. Daar is ook geleenthede, seisoene, gebeure in ons lewe wat maak dat ons verander. Tussen 10 jaar en 20 jaar is dit die tienerstadium wat ek altyd gesê het is, daar's demone in my hormone. En dan kom jy na skool en dan iewes skielik is jy in jou 30's. Jy weet, jy het gaan studeer en dan gaan dit aan tussen 30 en 40. Is baie keer meer moeilik vir mans as vir vrouens. Want dis biologiese veranderinge wat in jou hele liggaam plaasvind. Dan tussen 40 en 50 raak dit moeiliker vir die vrouens. Nou moet ek baie versigtig trap hierso. Maar ek gaan dit so stel. Ek het hier in my vroeë 50's, toe ek nou my hormonale probleme ontwikkel. As ek in die aand gaan lê, is ek warm. My nek is warm, en my rug is warm, my bors is warm, en my voete is warm. Dit is 'n toestand. Ek moet slaap met 2 oop vensters, ek moet 'n fan op my hê, dan lê en sweet ek nog steeds. Okay, julle weet nou nie waarvan ek praat nie. Maar ek vat dit nou op my, maar ek gaan nie na die vrouens se kant toe nie. Want dan maar tussen 40 en 50 'n mans, julle kan my nou na die tyd kom sien, maar praat hulle van hierdie identiteitskrisis, nee. Wat is dit in Engels? Sien, ek wou dit nie sê nie. Dan verander die mans nou, ek weet nie wat daar aangaan nie, maar dit gaan aan, jy weet, is of 'n motorfiets, of dis 'n 2-deur karretjie met 'n afslankkappie, of die slegte kant is dat dis dan tyd vir egskeiding. Tussen 60 en op, het jy min of meer daarom nou al die dinge van die lewe uitgesorteer, en beleef 'n ou weer ander veranderinge, verstellings, wat baie liggaamlik ook is, maar ook, daar's goeie verstellings, dat jy besef, jy het baie meer wysheid van die lewe. Ja. En dan kyk jy na jou vrou en sê jy, as ek nou weet wat ek geweet het toe ek 20 jaar oud was, sou ek met jou 2 keer getrou het. Kom ons gaan nog 'n stap verder. En ons kyk na hierdie gedeelte, en dit is transformasiemomente in 'n ou se lewe. Jy is uit skool uit, jy het die skool verlaat. Dit is 'n groot moment, want jy moet jouself vind, jy moet weet, wat gaan ek studeer? Gaan ek studeer, ek wil gaan werk, wat se werk wil ek doen? Jy moet dit al ten minste hierso by 20 al begin uitsorteer. Dit is nogal belangrik. Maar jy het nie meer al die pels van die skool nie. Nou, dit kan selfs ook spanning meebring. Maar werksgeleentheid
ek het nou, dan het ek nou 'n werk, maar is ek gelukkig in die werk? Dis weer die aanpassing van ek werk vir iemand anders, ek kry 'n salaris, hoe hanteer ek dit? Dit is momente wat jou lewe raak en jou lewe verander. Dan kom verhoudings. Jy gaan uit met 'n meisie en na 3 of 4 maande dan sê sy vir jou, gaan nie werk nie. Jy sê, nou is julle baie stil. So sit ek my 2de jaar op die grens en ek is weg vir 14 maande, geen kontak nie. Maar toe ons uit die bos uitkom en op die basis kom, toe lê daar vir my 1 briefie. Nou my ma het nooit geskryf nie, en my pa het af en toe geskryf, dan vat dit my omtrent 6 maande om sy styl te ontsyfer. So, maar jy kry toe nou 'n mooi briefie, wat so reken het, maar is nie 'n lekker reuk nie. Weet jy of jy hele sulke briefies gekry het nie. Maar sy sê toe nou net vir my, ek kan nou nie meer langer wag nie. So, wat kan ek nou doen? Ek kan mos maar nou net die groen blare tel daar in die Okavango, en ek kan mos nou maar net kyk oor die see. Ja, daar's nie 'n telefoon wat ek kan bel. Hoor jy, gee my nog 'n kans. Ek is op pad huis toe. Jy lieg, daar's niks nie. Jy het nie kans om huis te gaan nie. So verhoudings werk baie keer en dit werk nie. Wat goed is van verhoudings is, dit is waarom mense dit 'n verhouding noem, om te kyk en te ondervind, is hierdie voeltjie nou vir my of is dit nou nie vir my nie? Want as jy getroud is en die verhouding of die huwelik breek, dan is dit baie meer eina. So daar's verhoudings wat ontvou, jy ontmoet iemand, jy romantiseer met daardie iemand, julle trou, julle kinders, julle bou aan die lewe. Dit is goeie transformasie in 'n ou se lewe. Dan kom daar goed in ons lewe in wat onverwags is. En onverwagte goed kan verskillende goed wees, nê? 'n Egskeiding of my man sterf in 'n motorongeluk, of my vrou sterf, of ons verlore kind, of daar's siekte. Daar's groot momente wat in ons lewens plaasvind, wat baie keer sê, dis ongevraagde verandering wat in ons lewens moet gebeur. En dit is diep goed wat in ons wese plaasvind, wat ons as mens nie net kan weggooi nie, ons moet dit kan embrace, ons moet dit kan nader trek in ons en sê, wat kan ek met dit doen? Dan is daar spiritualiteitservarings, waar ek ook al is, ervaar ek, daar's tye en seisoene waar God met my praat. Ek ervaar die Heilige Gees. Ek ervaar hoe God kom en wonderwerke in my lewe doen. Miskien gebid vir 'n gewerksgeleentheid en die Here het vir my 'n goeie geleentheid gegee. Of ek het gebid vir 'n ou voeltjie en die voeltjie het gekom na my kant toe. Jy weet, daar's klomp goed wat afspeel en al hierdie goed leer vir ons dat dit vir ons eintlik weer verdiep in ons wese. Dit sê dan ook dat as jy nou op 50 is en jy's nog steeds kinderagtig soos wat jy was op 15, het jy nie gegroei nie. Die lewe vra onvermydelik van jou, jy moet groei. Daar's sekere goed wat jy moet laat gaan en daar's sekere goed wat jy moet laat kom na jou toe. Nou sê vir die ou langs jou, hy praat nie met my vanoggend. Sê dit net vir die ou, dan weet hy ook. Nee, praat nie met jou vanoggend. Kom ons gaan nog 'n stapie dieper. 2 goed gebeur. Wanneer goed in jou lewe gebeur, jy aanvaar dit of jy beklei teen dit. Dis een van 2 kante. As jy dit aanvaar,
dan sê jy die volgende: ek gaan iets uit dit uit leer. Ek gaan dit verwerk wat aan die gang is, en ek gaan versigtig vorentoe beweeg. Wanneer ek dit aanvaar is, dan gaan 'n ou iets sê soos: hoe gaan die seer wat in my lewe nou plaasvind, my lewe kan verbeter? Jy sien die oomblik wanneer jy in die aanvaaringsproses is en jy dit toelaat, die verskillende momente vanuit tiener tot by senior, vanuit 30 tot by 80, die oomblik wanneer ek dit embrace, dit aanvaar, is dit ook vir my makliker om te sê: Here, wat wil U vir my leer? Die teenoorgestelde is baie moeilik. Die oomblik wanneer jy begin beklei teen dit, wanneer daar sekere goed op jou lewenspad kom, ongevraagde goed wat seer of traumaties is, of goed wat jy nooit oor gedroom het nie, maar dit kom op jou lewenspad, maar jy beklei teen dit, dan raak jy iemand wat altyd ander sal beskuldig en nooit na jouself sal kyk nie. Dis hulle en nooit ek nie. Dis jy, dis nooit ek nie. Hierdie goed het niks met my te doen nie. Met ander woorde, jy ontken enige iets. Daar's baie woede. Daar's woede hier binnekant oor al hierdie goed wat gebeur het. En uit woede uit gaan jy ervaar dat jou karakter beperk word. Jy kan nie groei nie, jy kan nie vorentoe beweeg nie, want jy is you are trapped in that circumstances. Jy's vasgevang binne in daai ouderdomskategorie of daai moment in jou lewe, ek's vasgevang, hoe gaan ek hier uitkom? Want ek is kwaad oor alles, ek kan nie iets aanvaar nie. Nou, transformasie in die gees, goddelike transformasie, transformeer ook my fisiese lewensloop. Ek kan nie by God verandering kry as ek nie in my huis die verandering toelaat nie. Kan ek amen kry? Die goed gaan hand in hand. Maar vir die mens is dit 'n baie moeilike ding om dinge te aanvaar. En ek lees hierdie mooi skrifgedeelte waar Jesus sê, hy sê, when you are going through difficult circumstances, he says, come to me, all you who are weary and burdened, come to me. In Psalm kom Dawid en hy sê, Psalm 46 vers 2, hy sê, as ons in nood is, en ons wil vlug, kan ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. Maak net 'n notaatjie daarvan, Psalm 46 vers 2. As ons in nood wil vlug, kan ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. Sê saam met my, God is sterk en kan my help. Amen. So in ons lewensloop gaan daar verandering kom. En as ek weer 'n geleentheid het ergens, nou dat Harold vir 2 maande op verlof gaan, ek weet nie Charlene wat julle gaan doen vir 2 maande. Ja, nee, ek spot sommer, is net 'n maand. Maar as hy terugkom, gaan ek op 2 maande verlof. Is dit 'n deal daai? O, genade. Zenobia lyk my nie, ek kan op verlof gaan nie. Okay. Kom ons gaan aan. Kom ons vat hierdie ding. Is die slegte nuus vir jou vanoggend? Jou verandering gaan nooit ophou nie. Jou verandering gaan nooit ophou nie. Al is jy al in jou 40s,
Change is never gonna stop. Al is jy in jou 50s of in jou 80s, verandering gaan nooit ophou nie. My pa is 86 volgende maand. En as ek by hom is, dan sê ek, pa, onthou net altyd hierdie ding. Ons is nooit te oud om te... So verandering gaan nooit ophou nie. Geestelike transformasie, it's never gonna end. Jaco, jy sit nou so gelukkig daarbo op die galery, maar geestelike transformasie gaan aanhoudend plaasvind, aanhoudend. En ek wil julle uitnooi, oor 2 of 3 weke is ons Pinkstertyd, en pastoor Errol Leroux van Vredenburg, hy is op 'n ander level, ek weet nie wat 'n level is, maar is op 'n ander level, maar ons gaan verandering ervaar, hoe God met ons kom praat, deur skrifopenbaring. So Jesus, of hoe meer jy met Jesus groei, hoe meer gaan jou karakter gebrei word. Jy kry min amens, Wessel. Hou jy net gou vas in jou amens, Wessel, hou net vas. Luister mooi. Hoe dieper jou verhouding met Jesus, hoe vinniger gaan jou veranderinge plaasvind. Hoe meer jy met Jesus gaan loop, hoe meer gaan hy jou verander. Want God sê, wedergeboorte gaan vir God oor een ding. Hy wil ons verander om soos Jesus te word. Dis God se doel. Wat is Jesus se karakter? Eenvoud, opreg, en 'n liefde vir God. Doen niks as ek nie sien die Vader doen dit nie. Ek gee niks as ek nie sien die Vader gee nie. Dit is Jesus se karakter. Dit is totaal teenoorgesteld van wat die wêreld probeer vir ons sê. Amen. En die derde ding is, dis 'n profetiese impak, tye lanceer jou tot diepere groei saam met Jesus. Wat wil ek hierdeur sê vanoggend? Partykeer is jy by die huis en jy's besig om net te sit en te bid en sê, Here, Jesus, help my net hierdie dag. En in jou geestesoog sien jy net, poef. Dis asof die Here sê, ek is by jou, ek is saam met jou, ek gaan vir jou iets doen. Dis of jy's op pad werk toe en jy prewel sommer so iets met die Here en jy beleef net 'n geestelike, maar die Here sê, ek gaan vir jou help vandag. Of jy staan in 'n diens en jy aanbid die Here en terwyl jy aanbid, beleef jy God wat met jou praat en vir jou sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, ek is saam met jou, ek gaan jou help hierdeur. Ek noem dit profetiese tye, maar daar is tye in jou lewe waar die Heilige Gees vir jou iets sê. En as jy dit hoor, it's gonna change your life. Kom ek gaan vir jou 'n geestelike voorbeeld gee. Jesus vat vir Jakobus en vir Petrus en Johannes en hulle stap die middag nou daar uit die dorp uit en hulle is op pad, teen die heuwel op en hulle gaan sit daar bo op die berg, dis mos nou nie hoë berge daar nie, en hulle gaan sit daar bo en het raak die son sak en alles gaan, en Jesus gesels met hulle, en die volgende oomblik, poef, toe skyn daar 'n lig, en Elia en Moses verskyn met die verheerliking op die berg. Matteus 17. Onthou julle dit? Dis 'n baie mooi kinderkerk storieetjie. En in 'n oomblik sien Petrus hierdie helder lig wat skyn. En hy sien vir Elia, hy sien hierdie gebeurte. Hy sê, Here, kan ons net hier huisies bou, dat ons hier kan bly? Dit is ongelooflik wat ons nou beleef. Wie het al sulke ervarings gehad? Net so 'n paar. Geestelike ervarings wat jou laat besef, maar hoorie, hier is nie, dis nie nou, hier is God. God is hier.
Onthou julle dit? Jy was dalk op 'n tienerkamp gewees, of jy was dalk op 'n gemeentekamp, of jy was ergens besig om af te sonder. God het jou besoek. Ek praat van momente waar God se heerlikheid oor jou so geskyn het, dat jy beleef het dat God vir jou sê, hierdie volgende fase van jou lewe gaan 'n fase wees van voorspoed. Dit gaan 'n fase wees van seëninge wat ek oor jou gaan uitgiet. Dit gaan 'n fase wees waarin ek jou gaan krag en genade gee. Daai tipe van goed wat die Here vir ons openbaar, lei ons met 'n profetiese stem na dieper dieptes toe saam met die Here. Wie van julle het dit vanmôre of het 'n begeerte daarna? Amen. Ons almal het. Here, maak vir my iets nuuts oop. Jy sien, want wanneer daar 'n geestelike ervaring is, dan kom daar ook 'n fisiese verandering. I'm stepping up into a new level with God. Amen. Dit is Jakob wat met sy hele reis van mense saam, en hy gaan slaap die aand diskant die rivier, hy stuur almal oorkant die rivier, en die Bybel sê, hy die aand gaan slaap met sy kop op 'n klip. Hy moes seker regtig niks by hom gehad het, want sy ou wat met sy kop op 'n klip slaap, hy seker van die klippe getik of iets, nee. Amen, wie gaan slaap met sy kop op 'n klip? Jy slaap ons met jou kop op 'n lap, of op 'n kussing, of op iets sags. Want dit is nie, jy het nie vet hier agter nie, maar hy gaan slaap met sy kop op 'n klip. Maar daai nag, wat het gebeur daai nag? Julle ken die hele storie, dis die leer, dis die engele, dis die goddelike beweging van God op en af, en Jakob word wakker die volgende dag, en hy sê, hierdie plek, hierdie klip, wat gaan ons hom noem? Sê weer? Peniel. Nee, is nie Peniel nie. Bethel, sorry, Wessel. God is hier. Nou, ek wil vanoggend vir jou iets kom sê. Wanneer God met jou praat, moenie dit probeer onthou nie, skryf dit neer. Wanneer God met jou praat in die nag, of in die dag, of in 'n diens, of waar ook al, skryf dit neer, want jy gaan dit vergeet. Gaan skryf daai gedagtes neer, en dan wat jy gaan maak, gaan sit met daai gedagtes vanmiddag of vanaand, en vra vir die Here, Here, wat beteken dit? Wat wil U vir my sê? Wat gebeur binne in dit? Dit is so belangrik dat ons, as ons 'n blitsvisie kry van God, dis amper iets soos, ek sien iets in my perifeel. Ek sien iets, ek beleef iets, ek staan met iets, dan moet jy dit gryp en jy moet dit nader trek, sodat jy kan groei daardeur. Jy sien, die Heilige Gees kom nie na jou toe, en dan maak hy vir jou 'n e-mail oop, en sê, hoorie, beste Nols, dit is die Here van die leerskare, wat nou praat uit die hemele, wat vanoggend met jou wil deel. En dan hoofstuk 1, en bladsy 5, en bladsy 10, dit gaan jy nie kry nie. Die Heilige Gees kom nie so poef, en hy sê, pst, steek aan 'n kers. Of hy kom verby jou, en hy sê net, pst, jy is nie siekie. Of die Heilige Gees kom net op 'n oomblik, en hy sê net vir jou, bly net stil, ek is hier, I will lead you. Dis daai oomblikke wat ek wil hê, mense, dat jy moet luister. Wat sê die Here vir jou? Wat sê die Here vir jou? Weet jy, en jy sit mense vanoggend, jy sit mense wat, hulle vibreer binnekant om sê, Here, praat meer met my. Nee, amen. Praat meer met my. Jy sit ook mense vanoggend, jou gees binnekant, jou wedergeboorte het nog nie plaasgevind nie. As jou wedergeboorte nog nie plaasgevind het nie, you are never going to understand the language of the Holy Spirit. Daar moet 'n ontmoeting wees tussen jou en die Here.
Nie jou en die kerk nie. Nie jou en die pastoor nie. Daar moet 'n ontmoeting wees tussen jou en die Here, dat jy vir hom sê, Here, dit wat U is, moet in my wees. Ek gee my lewe vir U. Kom woon in my hart, Here, kom maak dit nuut. Kom, laat daar wedergeboorte plaasvind. En die oomblik wanneer ek dit doen, kom woon sy Gees in my. En die aktivering van 'n lewensveranderende moment begin dan in jou lewe te werk. Sonder dit parkeer die Heilige Gees hom maar net self. En hy staan en wag vir jou. En hy sê vir jou, jy sien, ek het soveel planne vir jou. Ek het soveel drome vir jou lewe. Maar jy gee nie vir my 'n oomblik nie. Die Heilige Gees staan baie keer en mense jaag so deur die dag en deur die week en daar's nie eens tyd om stil te raak by die Here nie. En die Heilige Gees parkeer hom maar net. Hy loop nie weg nie. Hy is nie so fyngevoelig nie. Hy wag net vir jou om te sê, hey, if you're gonna sit down and listen, I want to share with you thoughts, things, promises. I want to touch you. I want to encourage you. I want to strengthen you. I want to tell you the plans God's got for you. Just sit down. Nee, Here, ek is te besig. Môre is jy ook weer te besig. So daar's 'n fyn oomblik waar die Heilige Gees net vir jou wag. Net vir jou wag. Ek het so 'n paadjie uit die huis uit in my agterplaas in, dan loop dit in my bonsai tuin in en ek het dit geskep. Dis 'n bonsai tuin wat daar is. En uit die bonsai tuine dan gaan ek na my werkskamertjie toe. En dis asof as ek daar instap, dan staan ek op die steen en sê, Here, wat wil jy doen? Nou daar's 'n klein bankie. Julle weet ek het so 'n bankie vir Ewald gegee ook. So 'n klein stoeltjie. Jy moet soos die jy gaan sit omtrent so op die bankie. Maar die bankie leer jou, jy moet regtig parkeer. En dan is dit om te sê, Here, wat wil jy praat? Wat wil jy praat? Wat wil jy praat? Want as ek die praat van die Here kan agterkom, gaan ek verhouding bou. Ek gaan verhouding bou. As ek in beklei mode is, ek beklei met myself, ek beklei oor die lewe, alles wat met my gebeur is onregverdig, ek het nie gevra daarvoor nie, wat het die Here teen my? You cannot hear the voice of the Holy Spirit. Hoe meer jy beklei, hoe minder gaan jy verander na die goeie kant toe. Maar hoe meer jy kan sit en aanvaar en sê, Here, ek is nou in 'n seisoen. Ek is nou in 'n verandering. Ek is besig, Here, om 40 jaar oud te word. Here, dankie. U gaan vir my nuwe goed leer in my lewe. Here, ek gaan 'n beter man word. Ek gaan 'n sterker man word. Ek gaan 'n beter vrou word. Vader, ek is besig om uit my 50s na my 60s toe te gaan. Gaan ek nou 'n ou mens word? No ways. Ek gaan 'n sterker mens word. Wat gaan die Here vir my leer? Wat 'n rol kan ek vervul binne in my kerk of binne in my huis of binne in my familie? Ek het eendag gesit met 'n ouer man en hy het alles verloor en sy vrou verloor en goed verloor en hy het nie dit aanvaar. Hy kon nie die goed aanvaar in die lewe nie. Tot ek vir hom eendag sê, oom, luister mooi. Jou kinders verwag eintlik van jou dat jy hulle pa moet wees en dat jy vir hulle leiding sal gee. Jy's mos lief vir die Here. Wys dat jy lief is vir die Here. Amen. So elke seisoen bring vir ons nuwe momente na God toe. Oomblikke wat ons kan verander, oomblikke wat ons kan groei en oomblikke wat ons saam met die Here kan vorentoe gaan. Ek gaan begin klaarmaak. Kan julle gou blaai na hierdie skrifgedeelte toe? Of as jy hom op jou selfoon het, 2 Korintiërs 3 vers 18.
2 Korintiërs 3 vers 18. 'n baie bekende gedeelte. Ek lees hom vir ons in die Nuwe Lewende Vertaling. Almal wat glo is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewens verander om sy ongelooflike heerlikheid te kan weerkaats. Dis natuurlik die Here self, hy wat Gees is, wat ons verander. My grootste begeerte is, en ek dink ek probeer dit reg kry, maar my grootste begeerte is, as ek eendag by die Here uitkom, dan moet hy vir my sê, Jessie, dis hier dieselfde Nolsie wat ek geken het op skool nie. Dan moet die Here vir my sê, Jessie Nols, jy is hier dieselfde man wat ek leer ken het toe jy in jou 20's was nie. En jy is ook hier dieselfde ou toe jy in jou dirty 30's was nie. Die Here gaan vir my sê, ek kan sien jy het verander soos wat ek jou geleer het. Want ek is nie meer dieselfde nie. Ek is nie meer soos wat ek op skool was nie. En terwyl ek nou al op pad is na 61 toe, wil ek vir jou sê, ek weet nie hoeveel jare daaroor is nie, of dit nou 1 is en of daar nou 20 is en of daar nou 30 is nie. Maar as ek by die poorte instap, dit sal nog 'n vinnige stap wees, gaan Petrus nie kans kry om met my te praat nie. Nog minder Paulus. Hulle gaan nog vra, maar wie is jy? Ek het nie tyd vir julle nie, my maat. Ek wil by die Here uitkom wat vir my wag. Want ek is in verhouding met hom. My siel is arm as ek nie met God gepraat het nie. My siel is verlore as ek nie by hom hoor deur die dag nie. Ek kan nie beweeg as ek nie insit en sê, Here, waarmee is jy besig in my hart nie? Dis om my hartstogtelike begeerte om saam met God in 'n verhouding te staan. En dis die vraag waarmee ek wil afsluit vanmôre is, verandering in jou. Wat is dit wat God in jou wil verander? Kom ons werk met dit gou-gou, nee. Gedaanteverwisseling. Kom ons praat van die metamorfose. Die eiertjie word 'n papie, word 'n wurm, word 'n vlinder. Wat is die fase waarby jy vasgehak het en jy's nog nie op pad om 'n geestelike skoenlapper vir God te word nie? Wat is dit wat jy moet verander? Kom ons maak ons oë toe. Wie jou vra? As jy vanoggend sê, Here, I need to change in your spirit, through your spirit, wil ek hê jy moet vinnig saam met my opstaan. Maak 'n besluit, sê, Here, this is a new season. I'm going to be transformed. Amen. Amen. Dankie, Here. Change, Lord. Geestelike groei. Ja, Here, die geestelike groei moet my karakter ook verander. Daar's sondige, lelike karakter. It's gonna change. Thank you, Lord. Goeie planne het U vir my. Dankie, Here. I'm gonna be a better man. Dankie, Here. Heilige Gees, dankie vir profetiese oomblikke soos nou. Dankie, Here. Change us, Lord. Amen. Kom ons steek net so ons hande op. Julle wat staan. Maak jou hande so 2 bakkies voor God. Dan wil ek hê jy moet saam met my bid. Here,
Maak die sluise van u hemel oop oor my. Kom vul my lewe vanmôre en kom verander my. Ek gee u toestemming. Kom maak my meer soos Jesus. Ek bring my hele wese na u toe. En ek kom vra u vanoggend. Kom vul my. Vul my met u Gees. Vul my met u Gees. Kom sê dit saam met my, vul my met u Gees. I will be changed, Lord. Thank you for your Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Holy Spirit. As jy staan, jy het nog nie verander van uit 30 na 40 toe nie, maar jy sal diep in jou 40s. Sê net vir die Here, Here, ek laat toe dat u hierdie verandering in my plaas laat vind. As jy voel jy staan in 'n midlife crisis, sê vir hom, Here, hierdie krisis gee ek terug in die hande. Ek vra u dat u vir my met superwysheid sal lei. Dat ek sal wees wat u wil hê ek moet wees en nie wat die wêreld wil hê ek moet wees nie. Dankie, Here.